Nou Spreuke 1 sê, die boek Spreuke is in die tyd van Dawid se seun Salomo geskryf. Al die spreuke wil ons wys hoe om te leef. Dit is bedoel om mense wys en gelukkig te maak. Hierdie spreuke moet jy jou eie maak, want dit wil die volgende doen. Dit wil jou die kuns van die lewe aanleer, jou met gedissiplineerde lewenstyl help. Dit wil jou leer wat reg en billik is, dit wil jou insig gee. Daarom sal jy 'n goeie aanvoeling hê vir wat reg en gepas is in elke omstandigheid waarin jy beland. Dit wil onervare gelowiges leer hoe om reg te leef, vir jong mense ook. Dit wil die gelowiges wat klaar weet hoe om reg te leef, nog meer kennis gee vir die wat reeds insig het, nog meer lewensvaardighede. So sal hulle al die spreuke nog beter verstaan. Hulle sal snap wat wyse mense sê. Lewensgeluk begin by liefde vir die Here. Sonder liefde is daar geen lewensvreugde nie. Iemand wat die Here nie liefhet nie en ook nie weet hoe om reg te leef nie, is dom. Hy of sy verag ook al die spreuke. Ons weet dat die wysheidsleraars of die wysheidsliteratuur, Spreuke, Prediker, Job, mense is wat gaan sit het en die wêreld dopgehou het en waargeneem het wat gebeur het. Nou 'n man is baie keer so. Man gaan sit en dan hou hy alles dop. Ek onthou my pa het baie keer, dan sien ek hy hou ons dop as ons praat en hy kyk na dinge. Dan sê ek vir hom, wat dink pappa? Dan sê hy vir my, nee, ek kyk maar net. Dan sê ek vir hom, gaan pappa nie iets sê nie? Dan sê hy vir my, nee, 'n stil bek is 'n heel bek. Maar hy het gedink oor dinge op 'n manier wat nie almal doen nie. En baie keer het hy so gesit, en dan sal hy, as almal nou weg is, dan sal hy nou vir my individueel, of my broer individueel, of iemand individueel sê, met hierdie sinnetjie, ek wil nou nie snaaks wees nie. Maar wat hier gebeur het, is eintlik nie reg nie. Of hy sal vir my sê, ek wil nie snaaks wees nie. Maar weet jy wat, jy moet in jou lewe meer daarop let, om dit te doen. Pappa sê dit maar net vir jou, want pappa sien dit raak. En die wysheid wat 'n pa het, is die wysheid wat jou onderlê in die lewe. Die ma gee die platform van liefde, die ma bou die platform waarop die kinders floreer, die ma is die primêre versorger, die ma is die een wat seker maak, die kinders het maniere, die kinders word reg groot, die kinders doen hulle goedjies, is skoon en gemanierd. Maar die pa is die ene wat daai platform gebruik om die kinders wat soos vuurpyle is, in die lig op te stuur. En die pa is die een wat kort saam die kinders eksperimenteer, om die vuurpyl aan die brand te steek en te sien waar hy land. En baie keer val hy langs die platform, baie keer val hy op die verkeerde plekke. En dan sê ma weer daar om te sê, ag toe maar my kind, en dan sê die pa, weet jy wat, volgende keer gaan ons eerder dit probeer. So die pa is die een wat ons help om in ons lewe te kan lewe, om die lewe in die oë te staar, om waagmoed te hê, om braaf te wees. Ons weet in Spreuke, wysheid begin met die dien van die Here. En wanneer 'n pa, wanneer 'n man of 'n vrou die Here dien, dan kom die wysheid outomaties, dit vloei daaruit. Ek onthou my oupa, ons was kinders, hulle was nie wel af nie, en ons moes, wanneer ons by hom gaan kuier het, moes ons saam met hom in die kamer slaap. Ek en my boetie moes 'n matras steel. So dit was 'n storie op sy eie. Maar ek onthou in die aande, as my oupa daar op sy bed gaan sit, as almal nou in die huis rustig is, en ons is nou op die matrasie om te slaap, dat hy sy bedliggie aangesit het, op die punt van sy bed gaan sit het, en dat hy die Bybel oopgemaak het, en dat hy dit gelees het. En dan het ek hom gehoor prewel wat hy lees. Hy het dit so half saggies gelees. En dan het hy gebid, en ek het hom gehoor bid. Ek het gehoor hoe prewel hy, ek het gehoor presies vir wie hy bid. Hy het altyd begin by die teksgedeelte en daaroor gebid, en dan het hy gegaan en vir al sy kinders gebid. Hy het by die oudste kind begin, huweliksmaat kinders, tweede kind, huweliksmaat kinders, derde kind, en ek het al die gebede gehoor. So ek het geweet wat in sy binneste aan die gang is, van kleins af, deur na sy gebede te luister. Wysheid begin met die dien van die Here. En wanneer 'n man die Here dien, smeer dit af.
aan die kinders. Die kinders kan rebels wees, die kinders kan in opstand kom, die kinders kan enige iets doen. Maar die stabiliteit van 'n pa wat die Here dien, is deurslaggewend. Die sielkundige het eendag vir my gesê, jy moet onthou, dat kinders, ons het saamgewerk oor kinders in 'n geval, toe sê hy vir my, jy moet onthou in hierdie geval van hierdie kinders, sal die kinders assosieer met stabiliteit, want kinders assosieer altyd met stabiliteit. So die ideaal is natuurlik waar ma en pa beide die Here dien, maar daar's iets anders by 'n pa wat die Here dien, want die kinders kyk op na hoe hy dit doen. Die kinders kyk na die pa se voorbeeld en hulle naap hom in alles wat hy doen. So 'n pa speel 'n baie belangrike rol. Ek onthou my pa het ook op 'n stadium toe hy verdiep in sy geloofslewe. Onthou ek, hoe het ons Bybel gelees, hoe het ons gebid. En ek wil nou vandag vir julle vra, dink julle nie dit is maar eintlik die kernbelangrikste, dat ons kinders en kleinkinders ook van ons eendag kan sê, my oupa het ek sien bid. My ander oupa het sy doopbelofte gestand gehou tot op die einde. Hy is oorlede op 81 of 82, maar ek onthou baie goed, my ma het vir my die storie vertel, van my oupa wat op 'n stadium toe hy baie siek was, en begin besef het, dat sy lewe dalk nou verbygaan, al die kinders gebel het, ook by die oudste een begin, en hy het vir almal dieselfde storie gesê, ek het jou gedoop, toe jy 'n kind was, en my doopbelofte, hou ek tot vandag toe in stand. En ek wil vir jou sê, en dan het hy nou vir elke kind op hierdie punt iets anders begin sê. Vir van die kinders het hy gesê, ek is tevrede met hoe julle julle gesinne lei, ek is tevrede oor hoe julle geloof beoefen, dankie dat julle julle kinders mooi grootmaak in die woord van die Here. Maar dan het hy ook van my ander ooms gebel, of oom of tannie, en vir hulle gesê, ek is nie tevrede met hoe julle lewe inrig nie. Ek het julle gedoop, en ek het 'n belofte afgelê, en daai belofte van my, is tot vandag toe vir my geldig. Ek wil graag hê dat julle kinders kerk toe moet gaan. Ek wil graag hê dat julle kinders gedoop moet word. Ek wil graag hê dat julle twee as volwassenes kerk toe gaan. En van die kinders, of een van die kinders het gesê, daar's fout met hom, hy dink nie logies nie. Maar toe my oupa doodgaan, dis my ma se pa, toe hy sterf, toe het hierdie een spesifieke oom van my, vir my ma gevra, Francis, dink jy papi sal nou tevrede wees met my lewe? Dink jy papi sal nou tevrede wees met my lewe? Hy het sy lewe verander. Die impak van 'n pa se woorde dra gewig. 'n Pa se woorde het krag. My pa het altyd vir my gesê, moenie vir mense bang wees nie. Vrees net die Here. Later toe lees ek dit in Matteus, dat Jesus sê, moenie mense vrees nie. Mense wat jou liggaamlik kan skade berokken nie. Vrees God wat jou liggaamlik en jou ewigheid vir jou negatief kan maak, of wat jou in die verderf laat gaan. Vrees eerder God. Toe ontdek ek dat my pa vir my daai Bybelvers gesê het, moenie bang wees nie. En my hele lewe het ek dit saam my gevat. Natuurlik het my ma ook baie dinge vir my gesê, soos byvoorbeeld, die lewe skuld jou niks. Nou dit was altyd vir my nie lekker om te hoor as ek ietsie gesoek het nie. Maar daai woorde van my ma is tot vandag toe nog in my hart. So die kombinasie van my pa en ma, moenie bang wees nie, en die lewe skuld jou niks, was twee van die ankerspreuke in my lewe. Dink vir 'n paar oomblikke aan die spreuke wat jou pa vir jou gesê het, of jou ma, dinge wat hulle vir jou gesê het, wat jy sê, ek onthou daai ding. My pa het altyd dit vir my gesê, my ma het altyd dat vir my gesê. En dan wil ek vir die kinders wat hier is sê, ons het 'n pastoor gehad wat by ons kom praat het in Volksrus, toe was ek graad 8, dan het 6. En die pastoor sê toe die dag, 'n mens gaan deur 3 fases in jou lewe. Die eerste fase is wanneer jy baie klein is en jy sê, ja pa, ja ma, ja meneer, ja juffrou, dis reg, en jy kom by die huis en sê, my juffrou het so gesê, my meneer het so gesê, ek mag nie dit doen nie, want mamma sê dit, of papa sê dat. En dan kom die kinders by 'n tweede fase, almal van ons. En dit is, my pa en ma weet niks. Ek weet beter. En daai fase hou nog al 'n redelike tydjie aan. Dit begin iewers hier in die hoërskool en dit hou
iewers op hier op 50 of 60. En dan kom 'n mens by die fase, wanneer jou pa en ma oorlede is, wat jy sê, my pa het altyd gesê, my ma het altyd gesê. En die pastoor sê toe vir ons die dag, wil jy nie vandag hier op skool, vandag terwyl jy hier sit, besluit om die tweede fase te skiep nie? Wil jy nie daai fase skiep, waar jy dink jou ouers is dom of stupid nie? Wil jy nie dadelik gaan na die derde fase toe om te sê, my pa en ma sê? En daai dag toe kom ek tot bekering wat dit aanbetref en ek besluit, van nou af sal ek na my pa en ma luister. En ek het in my lewe net een keer met my pa konflik gehad, omdat ek gedink het hy verstaan nie. Net een keer. En dit het my hele lewe verander. Want die oomblik kinders, as jy dit doen, die oomblik as jy besluit om te sê, ek wil hoor wat my ma sê, gaan jou lewe verander. Ek wil hoor wat my pa sê, dan gaan jou lewe verander. En ek kan daarvan getuig, jy word verskriklik vinniger slim in jou lewe. Jy word baie slimmer as ander mense, as jy luister na wat jou pa en jou ma sê. Rebellie is gewoonlik meestal teenoor die pa, is gewoonlik teenoor die manlike figuur, want die pa is die muur waarteen die kinders vasloop. By ma kry hulle dalk nog kantjies verby, maar die pa staan soos 'n muur, soos 'n rots, staan hy vas. En dis hoekom die kinders baie keer teen die pa wil rebelleer. Maar die voorreg wat ons het, is dat ons paas het, ander mans, ooms, mense in ons lewe, wat daardie funksie vir ons vervul. Daar's meer as een man, onderwysers, iemand by die kerk, 'n familie, 'n oom, 'n tannie, 'n oupa, 'n ouma. Ek werk nou met 'n dame wat deur 'n verskriklike trauma gaan op hierdie stadium, en toe ek met haar praat, toe kom ek agter, dit gaan oor haar oupa, wat 3 jaar terug oorlede is. Sy het haar pa nooit geken nie, maar haar oupa was haar pa, en hy het haar lewe gevorm. So daar's altyd 'n oom, daar's altyd iewers 'n man, wat jou lewe help vorm. Jou pa is een van hulle, maar daar's baie. Soos wysheid gaan dan hier in Spreuke 1 daaroor, om kennis in te neem. Maar dan hierdie kennis prakties te gebruik. Want dit help nie ons weet wat reg en verkeerd is, maar ons doen dit nie. So praktiese kennis beteken, ek gaan dit nou doen in my lewe. Nou vrouens help ons regtig hiermee. Want vrouens is prakties as dit kom by wysheid. En dis hoekom vrouens mans baie keer frustreer. Want die vrouens wil die praktiese wysheid sien en hê. En ons as mans, die oomblik as ons leer om dit te doen, verander ons lewe ook. Neem ons self verantwoordelikheid vir ons emosies en alles wat ons doen. En dan word die wysheid deel van ons lewe. So Spreuke 1 gaan oor, hoe bou ek my legkaart van my lewe? Want elke spreek, elke ding wat jy waarneem, gaan dink aan Spreuke, hy sê byvoorbeeld, my seun, jy moet oppas, daar op die hoek is 'n vrou wat daar bly, sy loer vir jou. Jy moet wegte bly daarso, dit is 'n rowwe vrou daar, moenie soontoe gaan nie. Dit lyk vir jou nou oulik en dit lyk aanloklik en dit lyk lekker en alles, maar agterna is dit soos wanneer jy alwynsap in jou mond indruk. Dis bitter. So dit is die wysheid wat praat. Die Vader wat praat, wat vir die kind sê, die implikasie van hierdie ding is nie positief nie. Dis wysheid. Wysheid is om te sê, hoe gaan ek my legkaart bou? Ek het in graad 8, standaard 6 begin my legkaart bou. Na daai pastoor vir ons gevra het om anders te dink. En jy's nie te jonk of te oud om jou legkaart te bou nie. Wysheid help vir ons om die raam van die legkaart te bou, soos Lukas Marie in sy liedjie sing. Die raam van die legkaart is eerste wat gebou word, en later kom die visioen van dit wat jy op die boksie sien, voor jou op die tafel in die legkaart na vore. En elke legkaartstukkie wat ons insit, is wysheid. Die oomblik wanneer ons sommer net dinge in ons lewe wil indruk, dan verskil dit van die prentjie wat op die boks is. En die boks, die prentjie, is die Bybel.
is die Here. Is wat God wil hê ons moet doen. Vir daarom begin wysheid. En die woordjie begin is verskriklik belangrik. Dis waar dit begin. Die essensie daarvan om slim te wees, is die Bybel. Dit is die essensie. Die Bybel laat baie slim mense dom lyk. Die Bybel laat baie mense wat dink hulle is wys, dwaas lyk. Die begin, die essensie, as jy in jou lewe slim wil wees, begin by die Bybel. Daar was 'n oom in Humansdorp, hy het net die Bybel gelees. Hy was 'n visserman, hy het chokkabote gehad, hy het geboer. Ek dink nie hy het matriek gehad nie, maar hy het net die Bybel gelees. Dis al wat hy gelees het. En eendag, toe word hy gedagvaar vir een of ander onbenullige ding, en hy moet hof toe gaan. En toe hy in die hof staan, toe vra die landdros vir hom, meneer, het jy nie verteenwoordiging nie? Toe sê hy, ek het nie verteenwoordiging nodig nie, want wat ek sê is die waarheid. Ek het nie iemand anders nodig om te kom sê wat die waarheid is nie. En hy het die hofsaak gewen. Nou dit was in die verre verlede gewees, maar die punt wat ek wil maak, is dat die woord van God vir jou genoeg leer. Jy weet genoeg uit die Bybel. En dan sing Lukas Marie in sy liedjie, hy sê daar's nog net een legkaartstukkie nie daar nie. Daar's een gaping. En dan sing hy in sy liedjie, dis die plek waar die ster van Bethlehem moet wees. Dis die plek waar God moet wees. En in ons legkaart van ons lewe, is daar dalk baie gapings. Daar's dalk baie plekke, waar die legkaartstukkie wat God gee, nie daar is nie. Omdat ons dwaas is, omdat ons dom besluite neem. Wat Paulus van praat in Galasiërs 5, ons sondige natuur. En daarom wanneer ons kyk na die visioen of die visie wat God vir ons lewe het in sy woord, kan ons hierdie raam natuurlik beter verstaan van ons lewe. Kan ons die legkaart beter verstaan. Die Bybel wil insig gee, Spreuke 1. Wysheid begin met die dien van die Here, om die kwaad te vermy. Dit is insig, Job 28. Wysheid begin met die dien van die Here, om kwaad te vermy. Dit is insig. So die Bybel leer vir ons die basiese element van praktiese wysheid. In een van die buitebybelse boeke staan daar, she, wisdom, is formed in the womb. Wysheid word in die skoot van die moeder alreeds vasgelê. En dan kom die spreekwoord na vore, use it or lose it. Gebruik dit of verloor dit. So waar bring dit ons as ons Spreuke 1 lees? Dis vir jong mense, dis vir ou mense, dis vir slim mense, vir die wat slim is, om nog beter raaisels te verstaan, om beter probleme op te los, om meer insig te kry. So ons het nie al die wysheid in pag nie, ons besit nie alles nie. Ons is nie so slim soos wat ons dink nie. En baie keer weet ons te veel en ons glo te min. Baie keer weet ons te veel, maar ons glo te min. Wysheid is om te glo. Baie keer filosofeer ons te veel en ons glo te min. Die Spreuke leer vir ons om wys te wees. Lewensgeluk begin by die dien van die Here. So dit bring ons dan nou by die vraag, in ons lewe, jou lewe, jy wat hier sit, op watter manier kom die wysheid van God in jou lewe na vore? Nie jou eie wysheid, jou eie slimmigheid, jou eie ervaring, dit wat jy in jou lewe geleer het nie. God se wysheid. Die onderskeiding van die Heilige Gees. Op watter manier in jou lewe is dit sigbaar en hoorbaar? Op watter manier verander jy die wêreld deur God se wysheid en deur wys op te tree?
Thank you.